Die woord familie veronderstel dat jy altyd welkom is, selfs al verdien jy dit nie. Ek besef dat die beginsel nie altyd in families werk nie. Ons weet mos almal dat daar mense is wat deur hulle families verwerp word en uitgesluit word. Maar in God se familie, in die kerk, mag dit so wees dat dit altyd so sal wees dat jy welkom voel. Die deur staan altyd oop vir jou. Jou sitplek wag altyd vir jou. In die kerk behoort jy nooit soos 'n vreemdeling te voel nie. Jy moet altyd voel, ek kom tuis. Nou die Efesierbrief 4 familie wees. En dit gaan ons help om as familie saam te lewe. So voordat ons verder gaan, kom ons buig ons hoofde, dan bid ons saam. God is nou hier by ons teenwoordig. Laat ons bidend nader. Here, kom wees U nou hier by ons en bind ons saam. Amen. Ek groet julle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Ons gaan saam lees uit Efesiërs 4. Nou ons het tydens die 40 dae die hele tyd met hierdie teks gewerk as agtergrond en hier bring die leesrooster dit weer vir ons aan die orde. Ek glo regtig dat die Here besig is om ons as gemeente met hierdie teks ook te vorm. Paulus sê, ons is aan mekaar vasgebind. Ons is saamgebind as familie. So om van die kerk, en daarmee bedoel ek al die Christene in die hele wye wêreld, die wat al dood is, die wat nog lewe en die wat nog gebore moet word, al die verskillende denominasies, of dit die Baptiste is, the View, the Edge, die Hervormers, Hillsongs, die Anglikane, die Presbyteriane, die Methodiste, die APK, die AGS, wie ook al. En ek praat spesifiek van die gemeente van Melkbosstrand. Die wat hier is vandag, wat na hierdie video luister, die wat nooit in die eredienste kom nie en wat nie belangstel nie. Dis die kerk. Om van die kerk en die gemeente te praat as die familie van God is 'n verskriklike kragtige narrafoor. Nou 'n narrafoor is mos 'n metafoor en 'n narratief. Nee, dis 'n narrafoor is iets wat 'n prentjie skilder wat vir ons 'n storie vertel en wat dan nog ander stories by ons oproep. En die Heilige Gees weef al hierdie verskillende stories aan mekaar, aan ons storie, in een groot familie van God storie. Ons deel dieselfde DNA. Dit is ons nuwe, veranderde, verbeterde identiteit. Dis wie ons is. Ek en jy is deel van die huisgesin van God. Ons is aan mekaar verbind. Ons is saamgebind. Kom ons lees nou in Efesiërs 4 wat Paulus daaroor skryf. Hy sê, die eenheid van die kerk is die opskrif. Ek druk julle dit op die hart. Ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam en net een Gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar's net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. En dan lees ons in vers 13 verder. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie,
Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer, as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Ek wil net so 'n paar verse uit The Message van Efesiërs 4 net vir julle lees, hoor net hoe mooi sê Eugene Peterson dit in The Message. You were all called to travel on the same road and in the same direction. So stay together, both outwardly and inwardly. You have one master, one faith, one baptism, one God and Father of all, who rules over all, works through all, and is present in all. Everything you are and think and do is permeated with oneness. So, ons is saamgebind as familie. Dit is ons nuwe, veranderde, verbeterde identiteit. Ons is die huisgesin van God. So hier is my vraag. Hierdie eenheid, is ons een? Of moet ons een wees, dis ons opdrag, of moet ons een word? Is dit iets waarna ons moet werk? Ek is doodseker daarvan, dat Paulus, die Bybel vir ons sê, ons is een. Ja, dit is so, ons moet werk daaraan om hierdie eenheid al meer sigbaar te maak. Maar dit is soos jou familie. Jy kan nie jou familie kies nie. Kyk, jy kan nog jou skoonfamilie kies. Kyk, ek sê altyd vir my kinders, jy kan nie help jou pa's arm nie, maar as jou skoonpa arm is, nee, ek terg net, maar dit is so 'n bietjie waar. Jy kan nie jou familie kies nie. Die gemeente, die kerk, is familie, nie skoonfamilie nie. In hierdie familie mag ek en jy dalk 'n aangenome kind wees, maar jy's 'n aangenome kind met volle regte. Kom ek vertel net 'n storie vir jou om dit te illustreer. Ek het iewers hierdie ware verhaal gelees van 'n seentjie wat beide sy ouers in 'n motorongeluk verloor het. En omdat hy nie enige ander familie gehad het, het hy in 'n weeshuis opgeëindig. Uiteindelik is hy aangeneem en hy was so gelukkig dat sy nuwe ouers hom behandel het asof hy nog altyd deel van hulle gesin was. Hulle het hom aangemoedig om hulle pa en ma te noem. Hy het skielik 2 nuwe ouer broers gehad. Hulle was nie aangeneem nie, maar hulle was dadelik lief vir hom en hy vir hulle. En omdat hulle mekaar so ontsettend lief gekry het, het die seun die gesin se eienskappe begin aanneem. Hy het dieselfde speletjies gespeel as wat sy boeties gespeel het. Hy het op dieselfde manier begin lag en vir dieselfde grappies begin lag. Hy het dieselfde rugbyspan as hulle ondersteun. Hy het van dieselfde kos begin hou as wat hulle van gehou het. Niemand sou later kon raai dat hy 'n aangenome kind is nie. Wat die seun egter finaal oortuig het dat hy deel is van die gesin, was 2 dinge wat gebeur het. Dit was die een is die dag toe die skoolboelie besluit het om die seun sy teiken te maak. En hy het hom voor almal 'n optelkind genoem. En dit was vir die seun baie erg, maar toe die boelie hom nog na skool beet kry, was dit vir hom selfs nog erger. Maar net toe die boelie hom wou slaan, toe gryp 2 arms die boelie vas. En 2 stemme praat omtrent gelyk en sê vir hom, hey, dis ons boetie hierdie, jy los hom uit. Ons wil nooit weer hoor dat jy hom terg nie. Verstaan ons mekaar? En die boelie is dryfsterd daar weg. En van toe af het die seentjie met hierdie geruste hart geloop, as enige boelie weer met hom sou mors,
sou sy ouer broers hom beskerm het. Wat hom egter finaal het besef het, maar hy's regtig deel van die familie, is die feit dat sy ouers hom in hulle testament opgeneem het. Alles sou gelykop verdeel word tussen die 3 broers. En die dag toe sy ouers dit vir hom aan die etenstafel aangekondig het, en sy broers en sy ouers saam met hom sy blydskap gevier het, en hom omhels het, het die seun geweet, hy is regtig deel van hierdie familie. Hy sal later sy deel word van hierdie gesin so verduidelik. Hy sal sê, ek is mos 'n aangenome kind. Maar weet julle wat is die verskil tussen 'n aanneming en 'n natuurlike geboorte? My 2 broers het in my ma se baarmoeder gegroei, maar ek het in my ouers se harte gegroei. En daarom is ons al 3 ewe spesiaal vir hulle. Jy sien, ek en jy is deur die Vader aangeneem. Op grond van dit wat ons broer Jesus vir ons gedoen het. En ons almal deel nou in hierdie erfporsie. Ons is saamgebind aan mekaar. Ons is deel van die huisgesin van God. En nou kan julle vir my sê, maar Fanie, so what? Wat 'n verskil maak dit aan my lewe? Kan ek 2 dinge vir julle vandag noem. Die eerste ding is 'n opdrag. Wees daar vir mekaar. Ons is broers en susters van dieselfde familie. En of jy van my hou of nie, of jy van my verskil of nie, of jy met my saamstem of nie, dit maak geen verskil aan die feit dat ons een is nie. Ja, meeste gesinne, broers en susters kan baie na aan mekaar wees, maar die kerk, die gemeente het bande wat selfs groter en dieper en hegter moet wees, omdat Jesus ons storie vir ewig verander het. In families wat funksioneel is, kan gesinslede op mekaar staat maak. Al dink ons nie dieselfde nie, is ons lief vir mekaar. Dit werk net so in God se familie. En daarom skryf Paulus, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee te handhaaf, deur in vrede met mekaar saam te lewe. Daar's net een liggaam, net een Gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar's net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. So, natuurlik deel alle Christene die storie van Jesus met mekaar. Dit maak ons familie. Dit is ons Christelike DNA. 'n Sosiologie professor in die FSA, Amitai Etzioni, hy skryf oor die tyd toe sy 38-jarige seun Michael skielik gesterf het. En sy swanger vrou en Peter agtergelaat het. En omdat Etzioni ook net 'n paar maande vroeër sy eie vrou aan die dood afgestaan het, het hy geweet hoe belangrik 'n ondersteuningsnetwerk vir die familie sou wees. En by die seun se begrafnis het hy by almal wat daar was gepleit, dat hulle tog alles in hulle vermoë moes doen om Michael se gesin, Michael se weduwee en sy kind te ondersteun. En 2 jaar na hierdie begrafnis het Etzioni dan hierdie artikel geskryf waarin hy gesê het, 2 years later, the family is still there. So are some of the friends, some of the time. Waar hierdie verskil tussen familie en vriende. Die familie is still there. En die vriende, some of them, some of the time. Ons is meer as net vriende. Broers en susters, ons is familie. Ons moet mekaar ondersteun. Etzioni skryf dan verder in hierdie artikel, hy sê, my personal experience supports something I have long suspected in my work as a sociologist. Under most circumstances, friendship bonds cannot replace family bonds. Between family and friends, family
is the strongest source of solace. En dit moet waar wees ook van ons kerkfamilie. Ons moet daar wees vir mekaar. Die tweede ding is dat ons moet saamwerk met mekaar. Kyk so 'n bietjie na hierdie strokiesprent van Peanuts. Lucy kom na Linus en dring daarop aan dat die TV-kanaal dadelik op die Olimpiese spele, ek bedoel, die kanaal moet wees wat sy graag nou wil kyk. Olimpiese spele is nou net by my huis, waar dit die enigste kanaal is waarna ons mag kyk. En dan Linus verontstel, maar what makes you think you can walk right in here and take over? En dan antwoord Lucy, these 5 fingers, individually, they are nothing, but when I call them together like this into a single unit, they form a weapon that is terrible to behold. En dan antwoord Linus vinnig, which channel do you want? En in die laaste strokie kyk Linus na sy eie hand, na sy vingers en hy vra, why can't you guys get organized like that? Die krag van ons eenheid maak dat ons 'n instrument in die hande van die Here kan wees. A weapon, not terrible to behold, but wonderful to behold. Wat die wêreld kan verander, wat van die wêreld 'n beter plek kan maak vir almal. Weet julle hoe werk 'n kernreaktor? Soos Kuiberg. Weet julle hoe werk dit? Nou, ek glo dat daar 'n paar mense sal wees wat na hierdie video kyk wat meer weet van kernreaktors as ek. Maar ek het hierdie week 'n kenner geword van kernreaktors deur my ekstensiewe Google search wat ek gedoen het. Ek is nou byna volleerd. Nee, vergewe my asseblief nou as ek nie heeltemal reg verduidelik nie, dat ek nie die regte woordeskat het nie. Skyn dit was nie een van my vakke op skool eers nie. Maar sover ek kan agterkom, werk 'n kernreaktor so. In die middel van die kernaanleg is die kernreaktor. En die kernreaktor is gevul met hoogs verrykte uraan. Nou, as jy 'n ton uraan uit die grond myn, sal die meeste van die uraanatome redelik stabiel wees. Elke atoom is feitelik selfstandig, of soos hulle sê, self-contained, met 'n kern en elektrone wat rondom dit beweeg in sekere patrone. Maar in 'n ton uraanerts sal daar 'n paar uraanatome wees wat anders is. En hulle word uranium-235 genoem. Ek weet nie wat dit is Afrikaans daarvoor nie, maar. En daardie atome is hoogs reaktief. Hulle skiet elektrone af. En wanneer 'n ander uranium-235 atoom deur een van daardie ander elektrone getref word, sal die atoom split. En dan sal elke nuwe atoom sy eie elektrone begin afskiet. So as jy 'n klomp van hierdie hoogs verfynde uraan maak, dan sodat dit net 'n klomp uranium-235 is, dan kan jy 'n wonderlike kettingreaksie begin waar al die uraan op mekaar begin inwerk en 'n ongelooflike klomp energie skep wat ons dan 'n kernreaksie noem. En wanneer dit reg werk, kan dit genoeg elektrisiteit produseer om huise en nywerhede van krag te voorsien. Nou, soms wil hulle hierdie reaksie weer afskakel, vir herstelwerk of om dit te reguleer en op veilige vlakke te hou. So die reaktor het daarom stawe, gemaak van die seldsame metaal kadmium. En as jy die kadmiumstaaf in hierdie reaksie inskuif, dan demp dit die reaksie. Die kadmium absorbeer daardie botsende elektrone sodat die reaksie weer afkoel. So as jy die reaksie begin, sal dit homself voed en dit sal groei en dit sal energie skep en produseer. Maar die oomblik as jy die kadmiumstawe daarin druk, sal dit weer die reaksie demp of vertraag of dit uiteindelik heeltemal afskakel.
Ek dink is byna wetenskaplik wat ek nou gesê het, maar as dit nie is nie, voel vry om my reg te help in privaatheid, asseblief, kom verduidelik vir my dan, dat ek dit beter kan verduidelik. Maar die kerk, vergewe my, die kerk is byna so. Dit is nogal soos 'n kernreaktor. Ons, die lidmate, is soos die onverfynde rou Iran-erts, met baie gank, met baie gemors binne in ons. En met daardie gank kan God eintlik, terwyl dit binne ons is, kan hy nie veel uitrig met ons nie. Maar die Heilige Gees werk in ons, hy reinig ons. En verander ons van hierdie dowwe molekules waar die elektrone die hele dag net om onsself draai, en hy gee vir ons, hy maak eintlik van ons hierdie energie, hy maak hierdie energie in ons los om in liefde uit te reik en op mekaar se lewens in te werk. Die liefde tussen ons en die goeie dinge wat in die gemeente gebeur, is soos hierdie atome wat al bonsende, al meer en meer energie skep. Byvoorbeeld, as ek sien hoe die tannies by die wikkelwurms en die lewende liggies en die kruisviersewe's en die ankers, die kinders aanmoedig om die Here te dien, dan word daar krag opgewek in ons gemeente. Wanneer ek die manne by die braaidromme en die vrouens en die dominees by die pannekooktafel sien by die feesmark en die mense wat die tille slaan en wat daar rondloop en wat die mense groet by die deur, dan groei daar 'n krag in ons gemeente. Elke keer as ek hoor hoe klein groepe by mekaar kom en lief word vir mekaar en in liefde saam uitreik en saam werk, dan groei daar 'n krag in my. Wanneer ons die liefde en die samehorigheid by die kuier net geniet, wanneer ons saam in die eredienste aanbid, dan groei daar 'n krag van ons eenheid en brand ons lig al hoe helderder. Op ons eie kan ons niks doen nie, rig ons niks uit nie, maar saam kan die Gees soveel met ons en deur ons vir Jesus doen. 'n Wonderlike krag om te aanskou. Maar laat ek net waarsku, daar sommige lidmate wat soos kadmiumstawe werk. Hulle demp soms die energie in die gemeente. Of om nog 'n beeld te gebruik, die van julle wat die Harry Potter boeke en flieks ken, sal die Dementors ken. Net terwille van die wat nie weet, die Dementors is hierdie wesens wat die vreugde en die geluk en die warmte uit mense en vertrekke uitsuig. Daar's ongelukkig ook lidmate wat soos kadmiumstawe en Dementors optree. Dis die wat voel dat hulle na elke erediens, na elke gemeentegeselligheid, by elke gemeentelike byeenkoms, van elke gemeenteaksie wat daar ook plaasvind, dat hulle daarom net die energie so bietjie moet demp. Hulle moet daarom net so bietjie kritiek uitspreek. Broers en susters, luister mooi vir my, ek glo nie dat ek bo kritiek verhewe is nie, so as ek gekritiseer moet word, kritiseer. Ons hoef nie oor alles saam te stem nie. Maar ek wil jou uitdaag, wat van ons soek die positiewe in dit wat ons doen? In dit wat in die gemeente gebeur, van broers en susters, daar gebeur wonderlike dinge in die gemeente. Moenie 'n dementor wees nie. Moenie voel dat jy 'n kadmiumstaaf moet wees nie. Ek sluit af. Ons sê dit elke keer, ons sê dit dikwels vir mekaar. Die eenheid in ons gemeente, in die kerk, beteken nie dat ons oor alles gaan saamstem nie. Soms neem synodes en kerkrade besluite waarvan ek ook nie hou nie. En waarmee ek ook nie saamstem nie. Maar dit beteken ook nie dat dit die einde van die kerk is nie. In my familie doen my broer en my suster soms dinge waarvan ek nie hou nie. Sê hulle soms dinge waarmee ek nie saamstem nie. Ek kan selfs kwaad word en vir hulle sê, julle maak my nou kwaad. Maar weet jy wat? As ons klaar daaroor gepraat het, en ons verskil nog steeds van mekaar, is ons nog steeds broer en suster van mekaar. Die kerk is jou gesin, is jou familie.
Soms doen en sê familie dinge vir mekaar wat jou teen die mure laat uitdryf. En soms verskil ons van mekaar, maar ons praat dit uit. Ons hou nooit op met praat daaroor nie. Ons bly lief vir mekaar, ons bly aan mekaar vasgebind. Ja, soms ongelukkig is die enigste uitweg to agree to disagree, maar ons bly een. You were all called to travel on the same road and in the same direction, so stay together, both outwardly and inwardly. You have one master, one faith, one baptism, one God and Father of all, who rules over all, works through all, and is present in all. Everything you are and think and do is permitted with oneness. Kom ons werk hard daaraan. Nie om een te wees nie, maar om hierdie eenheid sigbaarder te maak. Kom ons gee die Heilige Gees kans om energie in ons op te wek, wanneer ons saam met mekaar werk, wanneer hy deur ons werk, sodat die wêreld verlig kan word deur die energie wat in ons opgewek word. Amen. Heilige Gees, kom en maak ons een, selfs oor die afstand van hierdie TV-skerm waarna ons na mekaar uitreik. Here, kom bind ons saam as kerk oor die wêreld heen. Kom bind ons saam sodat ons in liefde sal saamwerk aan die uitbreiding van u koninkryk. En Here, as daar dalk mense is vandag wat na hierdie diens oor die TV kyk, wat alleen voel, wat eensaam is, Heilige Gees, kom, maak ons soos magnete, wat hulle intrek, dat dit u liefde sal wees wat hulle aantrek na ons, sodat hulle kan deel word, ook van hierdie bol energie, wat u in ons gemeente ook is. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee, van nou af tot in alle ewigheid. Amen.